Dag sê, om die fisiese wêreld rondom ons waar te neem, maak ons staat op die 5 sintuie. Die sintuie is egter nie onfeilbaar nie en die brein se vertolking van die sintuiglike insette is ook nie altyd objektief nie. Ons weet uit die evolusieleer dat die dryfveer agter natuurlike seleksie die oorlewing van die groep is. Dit bepaal ons fisieke eienskappe en die brein is geen uitsondering nie en derhalwe aangepas om oorlewing van die groep te bevorder. Gedurende die afgelope paar duisend jaar het die mens se kennis geweldig ontwikkel, bykans ontplof. Hierdie ontwikkeling het op die tydskaal van evolusie baie vinnig plaasgevind. Die mate waartoe die menslike brein ontwikkel het om komplekse redenasies te akkommodeer, is dus beperk. In vele opsigte is die menslike brein nog toegerus om te waarsku teen die roofdier, selfs by die stedeling. Omdat die brein 'n beperkte kapasiteit het om inligting te verwerk, het natuurlike seleksie toegesien dat sekere inligting aanvaar word terwyl ander aangepas of geïgnoreer word. Hierdie toedrag van sake mag optimaal wees vir groepoorlewing in meer natuurlike omstandighede, maar dien nie ter ondersteuning van die kritiese evaluasie van komplekse feitestelle nie. Al ons fisieke waarnemings word deur die 5 sintuie gemaak. Die sinne vir sig, gehoor, smaak, reuk en gevoel. Hierdie 5 sinne word fisiek waargeneem deur die 5 sintuie. Die oog, die oor, die smaakklier, die neus en die senuwee. Sinsbedrog of hallusinasie word gedefinieer as die persepsie van 'n voorwerp of gebeurtenis in enige van die 5 sinne in die afwesigheid van 'n eksterne stimulus. Dis nie bloot verbeelding nie. Die brein ontvang werklik die sein. Een van die algemeenste voorkomste van sinsbedrog is tinnitus. Dit is 'n hoë frekwensie lui geluid in die oor. Terwyl jonger mense dit vir kort periodes mag ervaar, is dit meer algemeen onder ouer mense en kan dit permanent voorkom. Nie alle vorme van tinnitus is sinsbedrog nie. Soms word polsende geluide deur die bloedvloei deur die oor veroorsaak, in welke geval die oorsprong van die geluid fisiek is en dit derhalwe nie sinsbedrog is nie. 'n Konstante gelui in die oor is egter waar die individu iets hoor, terwyl in werklikheid geen klankgolf is nie. Visuele sinsbedrog kom soms voor wanneer mense aan die slaap raak of wakker word en daar nog 'n gedeeltelike bewustheid is. Mense wat migraine kry, sien dikwels 'n aura. Daar is geleenthede wanneer dit in party diere se belang is dat hulle hare of vere regop moet staan. As dit koud is, help dit om hulle warm te hou en as hulle bedreig word, help dit om hulle grootte te laat lyk. Hierdie meganisme het by die mens wat te min hare oor het om daarby te baat, nog nie deur evolusie uitgesterf nie. Ons noem dit hoendervleis. As ons koud kry of groot skrik, raak ons vel vol knoppies. Omdat dieselfde meganisme dit in albei gevalle aktiveer, kry ons soms die gevoel van koue as ons groot skrik. Ons skrik onsself yskoud. Miskien is dit hoekom spooke glo vir ons koud voel. Op dieselfde onderwerp. Spookledemate is die gevoel van juk of pyn waar ledemate wat geamputeer is ontbreek. Mense wat treur, ervaar dikwels 'n pyn op die bors. Ons sê hulle is hartseer. Ekbom-sindroom is 'n gevoelhallusinasie waar dit vir mense voel of daar goggas of parasiete op hulle vel rondkruip en hulle steek. Iemand wat 'n nagekom voel, proe soms 'n bitter smaak in die mond. Ons sê die persoon is verbitterd. Daar is egter geen bitter voedsel teenwoordig nie. Met fantogesie en fantosmie word smaak en reuksensasies opgewek terwyl daar geen stimulus is nie. Verskeie kognitiewe versteurings kan tot sinsbedrog lei.
Skizofrenie word sterk geassosieer met pasiënte wat hallusinasies ervaar wat so oortuigend kan word dat hulle van die werklikheid vervreemd raak en denkbeeldige instruksies uitvoer. Hoewel auditiewe hallusinasies, stemme hoor, die algemeenste onder skizofrene is, kan hallusinasies van enige van die sinne voorkom. Ander toestande wat tot sinsbedrog mag lei, sluit delirium en dementia in. Hallusinasies kan ook veroorsaak word deur fisieke skade aan die brein of deur gewasse. Dit kan tydens epileptiese aanvalle voorkom. Sekere kategorieë dwelmmiddels, bekend as hallusigene, indiseer sinsbedrog. Bekende sluit in LSD, 'n sintetiese chemikalie, psilocybine, wat in verskeie soorte paddastoele voorkom, en malpitte, Datura stramonium. In teenstelling met sinsbedrog is daar in die geval van selektiewe sintuiglike insette wel 'n eksterne stimulus, maar dit word nie akkuraat waargeneem nie. Die brein het ontwikkel om klem te lê op sekere persepsies wat van belang is vir oorlewing, terwyl ander persepsies kwaliek of selfs glad nie bewuslik registreer nie. Alle insette word nie geregistreer nie, want dit sou die brein met onnodige inligting oorlaai. Sou ons gereeld oor 'n mat met 'n ingewikkelde patroon loop, gaan die oog nie elke keer die patroon waarneem en die brein die detail interpreteer nie. Trouwens, let ons later die patroon en selfs die mat glad nie meer bewustelik op nie. Alhoewel die lig die oog bereik en die sein na die brein stuur, verkies die brein om nie daarvan kennis te neem nie. Sou die mat egter verwyder word, dan sal dit waarskynlik die oog vang. Die brein is dus kieskeurig oor waarvan hy kennis neem en waarvan nie. Hierdie prentjie het volgens bronne sy oorsprong uit 'n poskaart wat dateer uit 1888. Die een interpretasie daarvan is die van 'n mooi jong vrou wat wegkyk. 'n alternatiewe interpretasie is die van 'n lelike ou vrou wat sywaarts afkyk. Wat die jong vrou se oor is, word die ou vrou se oog. Die jong vrou se neus word 'n vraatjie op die ou vrou se neus en die jong vrou se halsband word die ou vrou se mond. Dit illustreer hoe dieselfde visuele beeld verskillend geïnterpreteer kan word. Alhoewel ons gewoonlik ons sintuie kan vertrou, is daar gevalle waar hulle ons om die bos kan lei. Die brein se interpretasie van die sintuiglike insette is ook nie altyd objektief nie. Dit is iets om in gedagte te hou. En vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd, in vino veritas.